Here, dankie vir die voorreg om so saam te kan wees, om U te aanbid, ons lof en eer na U toe te bring. Dankie dat ons weet, Here, U kyk verby ons gebrokenheid. U sien ons harte wat soek na U, wat hunker na U. Here, ons siel is voortdurend besig met 'n dieper soeke na U. Daarom is ons hier, Here, want ons het U nodig. Ons wil net weer opnuut ons harte na U toe draai, ons gedagtes, ons idees, ons drome, ons vrese. Ons bring dit na U toe. Help ons. Here, dankie vir elke persoon wat hier is, dit wat U droom, vir elkeen van ons. Dit wat U droom vir ons as 'n gemeente. Ons dra dit op aan U. Mag U wil geskied. Mag U koninkryk kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Jy is welkom jou sitplek in te neem. Kom ons sê dankie vir die band, dit was wonderlik. Na die tweede diens gaan hulle hier kom oefen vir 5 ure lank vir ons paasproduksie wat plaasvind. So kanselleer jou planne vir Paasnaweek, jy kan nog jou deposito terugkry. Ons soek jou Paasnaweek hier, ons het 2 dienste daai oggend ook, 8:30 en 10:00, Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Ons sien verskriklik uit na dit. Ons musikante en ons kunstenaars werk hard aan ons Paasproduksie. Ons gaan ook in die volgende paar weke vir julle 'n link gee waar julle kan registreer. Ons wil net seker maak dat ons nie oorvol is nie. Ons was in die verlede 'n bietjie oorvol met Paasfees en dit het probleme veroorsaak. So daar gaan 2 opsies wees vir die 8:30 en die 10:00 diens. En ons wil net seker maak dat daar nie te veel mense in die een diens is nie, want dan veroorsaak dit 'n bietjie chaos vir ons. Dan, ons het ook ons Paasete wat opkom. Ons Paasete, en ek wil graag hê dat jy vandag moet registreer vir dit. Daar is 'n beperkte plek vir ons Paasete, en dit is verskriklik populêr elke jaar. So die 1 April, Woensdag aand vir ons Paasete, die QR-code is van vandag af oop. So as jy van vandag af registreer, asseblief, maak seker jy kry jou naam op die lys en jy is meer as welkom om dit te doen. Dan het ons 'n nuwe lidmateklas, die 15de Maart, en dit is jou laaste kans om te registreer vandag. So as jy graag 'n lidmaat wil word, dis net waar ons vir jou meer inligting gee oor die gemeente, waarheen ons op pad is en waarheen ons voel God ons lei. Sluit asseblief by ons aan die 15de Maart en jy kan ook by die e-desk gaan registreer daarvoor. Dan doop ons die 22ste Maart ook en ons is baie opgewonde daaroor. Ons het reeds 'n klomp mense wat belangstel en wat wil deelneem aan die doopgesprekke. So registreer asseblief en dan sal iemand, een van ons leraars jou kontak om met jou 'n gesprek te voer vir die doop op die 22ste Maart. En dan die Alpha kursus begin hierdie week. Dit is 'n verskriklike, 'n belangrike kursus in ons gemeente. Dis 'n kursus wat al jou geestelike vrae beantwoord, mense help om sin te maak van God, die wêreld, die evangelie. So as jy belangstel in dit, vandag is jou laaste kans om te registreer en vra vir Tommy by die e-desk, hy sal jou help en met jou gesels daaroor. So 2 weke terug het ek so vinnig gesels oor die gemeente se finansies. En baie van julle het uitgereik na ons toe en met ons gesels oor die gemeente se finansies en baie van julle het vrae gehad. En ons het Dinsdag aand 'n ouderlingsvergadering gehad en ons het ook lekker oor daardie vraag gepraat. En die ouderlinge het my gevra om vandag net 'n bietjie terugvoer te gee oor die finansies. Ek dink is nogal belangrik dat ons almal weet waar die gemeente staan. As jy nou vir die eerste keer vandag hier is, kan jy maar jou foon uithaal
en jy kan jou Instagram scroll, hierdie het niks met jou uit te waai nie. Hierdie is vir die mense wat toegewyd is in die gemeente en wat saam met ons hierdie pad stap. Jy kan nou aandag gee. Ek dink die eerste ding waar ek wil praat is die groei in die gemeente wat plaasgevind het die laaste 3 jaar. En ek dink is belangrik om dit te verstaan. Ons is hierdie jaar alleen per Sondag meer as 100 mense hier in 'n diens. So ons het gegroei van laas jaar na hierdie jaar vir die eerste 2 maande, Januarie en Februarie, om presies te wees, ons was gemiddeld 117 meer mense in die dienste gewees. So dis 'n hele nuwe gemeente. So die groei is regtig besig om te gebeur en dit gebeur vinnig. Ons sien ook dat daar meer bedienings is wat ontstaan. Ons het amper 200 medewerkers in die gemeente wat saam met ons hande vat en hulle tyd en energie en hulle gawes vir ons gee. Ons het verlede jaar meer mense gedoop in 'n jaar as in die geskiedenis van die gemeente binne 'n jaar. So ons het regtig 'n baie goeie jaar gehad. Ons het verskriklik baie mense gedoop. Ons is dankbaar daarvoor. En dan is daar gereeld mense wat in hulle persoonlike hoedanigheid na ons toe kom en hulle self toewy aan Jesus vir 'n eerste keer, maar ook baie mense wat hulle self opnuut toewy aan Jesus omdat hulle weggedwaal het van hom in hulle lewe. So ons is dankbaar vir die transformasie en die lewensverandering wat plaasvind. Nou saam met dit, as gevolg van die vernuwing wat in die gemeente gebeur het die laaste 3 jaar, het ons gemeentes wat uitreik na ons toe en ons ook vra vir hulp. So sedert 2023 het ons al 17 gemeentes gehelp op verskeie maniere sodat hulle ook kan begin vernuwe. So ons is verskriklik dankbaar vir hoe die Here dit wat hy hier doen ook gebruik om ander gemeentes te help. Dan het Roy ook 'n groep begin in die gemeente om ons te help om hierdie plek se lening af te betaal. En daarvoor is ons baie dankbaar. Van die 11 miljoen wat die plek ons gekos het, het ons al 7 miljoen betaal. So ons is dankbaar vir almal se hulp wat dit ook aanbetref. So ons is regtig dankbaar vir elkeen se bydrae. Nou die tweede vraag is, wat beteken dit vir ons? En ek praat spesifiek hier oor die personeel. Nou ek dink wat belangrik is om te besef is, ons het nie nuwe mense aangestel vandat ons van die skool af opgetrek het hiernatoe nie. Ons headcount, en julle weet wat dit is, het dieselfde gebly. So ons het mense net vervang. Toe ons mense verloor het ons weer net ander mense aangestel. Lizette het bedank, sy gaan die einde van Maart weg en ons het nou vir Lisa aangestel in haar plek. So ons probeer regtig om nie onnodig mense aan te stel om ons te help met die werk nie. So die realiteit is ons personeel werk harder. Hulle werk harder en hulle gee glad nie om nie. Hulle is dankbaar. Daar was 'n tyd wat die leraars baie bekommerd was oor die gemeente en die toekoms van die gemeente en ons is dankbaar teenoor die Here dat ons nie meer daar is nie. 'n Ander realiteit vir ons is ook hierdie perseel en dat ons dit mooi sal onderhou en dat ons dit reg sal gebruik en dat ons goeie rentmeesters daarvan sal wees. Nou, ek dink die volgende punt wat ek wil maak is hierdie groei en die werk wat bygekom het, wat is die impak op ons finansies? So ons inkomste het baie mooi gegroei en wat ons altyd doen is ons vat elke maand die eerste 10de van ons inkomste. So as ons R100,000 inkry, dan vat ons R10,000 en ons betaal dit oor na die Ruimsig Hope Foundation en van daar af help ons ander organisasies. As gevolg van die Ruimsig Hope Foundation kan ons ook addisionele fondsinsameling doen en ons help verskriklik baie ander organisasies ook daar buite finansiëel. En as ek eerlik moet wees, die behoefte raak net al hoe groter en groter. Baie van die organisasies wat ons ondersteun, het hulle staatsbefondsing verloor. Daar's organisasies wat afhanklik is elke maand van dit wat ons vir hulle stuur.
Wat ons finansies ook aanbetref is, ons kry baie mooi momentum met die Ruimsig Convention Center, ons begin al hoe meer en meer funksies boek, ons het die eerste universiteit wat ons nou gekontak het, wat hulle grade plegtigheid hier gaan kom hou, en dis 'n ongelooflike funksie vir ons, en ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Ten spyte van dit alles, is ons huidiglik onder druk in terme van ons kontantvloei. Want ons het net baie meer uitgawes. Iets wat ook gebeur het, is die Stadsraad het verander hoe hulle ons charge vir rates en taxes. So die ou bedrag het basies verdubbel. En ons is besig om met hulle te onderhandel daaroor, maar dit is 'n aansienlike groot uitgawe wat bygekom het, en ons het hierdie hele plek omlyn, en ons sekuriteit is nou top notch, want ons kan nie bekostig om nie hierdie plek te beveilig nie, want ons kinders kom hiernatoe in die week. So ons betaal ook 'n ewige premie aan sekuriteit. So as ons kyk na ons begroting op hierdie stadium, benodig ons binne die volgende 6 maande omtrent 'n addisionele 350 tot 400 000 rand. En ek dink daarom het die ouderlinge my vanoggend gevra om julle te vra om te help. En daar's verskeie maniere wat jy kan help. Ek wil net sê dat as gevolg van die skuif hiernatoe het ons glad nie buitensporige verhogings ook vir die personeel gegee nie. Hulle het net inflasie verhogings gekry elke jaar. So ons is nie soos ander kerke dat as dit beter gaan betaal ons groter salarisse nie. Nee, ons wil meer doen vir bediening. En hierdie addisionele 350 tot 400 000 rand wat ons benodig in die volgende 6 maande is sodat ons die werk van God kan bly doen. So hoe kan jy ons help? Ek dink in die eerste plek, bid vir die gemeente. Ek weet nie hoe gereeld jy bid vir die gemeente nie, maar dit is vir ons verskriklik belangrik, dat ons sal bid vir die drome en planne wat God vir ons as 'n gemeente het. En om dit regtig op te dra aan die Here, ek wil vra bid vir die ouderlinge. Bid vir die ouderlinge, dat God die ouderlinge wysheid sal gee en die regte insig sal gee vir leierskap in die gemeente. Bid vir die personeel, bid vir elke medewerker wat werk met mense wat hier aankom. Bid ook vir die personeel van RCC, wat baie keer met mense werk wat nie gelowig is nie, maar hulle vra oor hierdie personeel, en oor die perseel, en hulle raak nuuskierig oor die kruis wat daar staan. Bid vir die gemeente dat ons werklik lig en sout in die wêreld sal wees. Dan gee op Sondag. Ons kondig dit nooit aan nie, maar daar is QR codes oral waar jy kyk. En ek weet, ek glo nie 'n mens moet mense ontneem van die geleentheid om te gee nie. As jy vir God wil gee, jy kan elke Sondag vir hom gee. Jy kan kontant gee, daar's kontanthouers ook, daar's 'n QR code, ons gebruik SnapScan ook, as jy SnapScan wil gebruik, jy's meer as welkom om vir ons geld te gee. Dan ook belangrik, gee jou 10de. Nou baie mense het my kom vra, moet ek 'n lidmaat wees om 'n 10de te gee? Goeie nuus is jy hoef nie. Okay, ons vat jou geld al is jy nie 'n lidmaat nie. Maar gee jou 10de. En kan ek ietsie sê oor jou 10de? Baie van julle gee nog 5 jaar terug se 10de, maar jou inkomste het gegroei. Pas asseblief jou 10de aan. Pas jou 10de aan, sodat ons die werk van die Here kan doen. Dan gee deur skenkings, en baie van julle doen dit, né? En ons is so dankbaar vir dit. Baie van die werk wat julle hier buite sien, is geskenk. Baie van die werk daar by die kruis, by die perseel, die reëlings daar, dis geskenk. Werk hier by die muur, grondwerke, alles vir ons geskenk. Mense het ook vir ons groot kontant skenkings gegee in die laaste tyd. Asseblief, as jy voel die Here lê dit op jou hart, asseblief, gee vir ons 'n skenking. En dan bemark hierdie perseel. As jy by 'n plek is en hulle dink daaraan om 'n funksie te hou, stuur hulle na ons toe. Ons wil soveel as moontlik voete in die week op die perseel kry, sodat ons meer en meer mense kan bereik. Daar's mense wat deur ander funksies hier aangekom het, wat nou deel is van ons gemeente, want hulle het nooit besef hier's 'n gemeente nie. Meer en meer mense ry verby en sê dit lyk so lekker op Sondag met hierdie tent wat op is en met al die karre wat hier staan en hulle kom besoek ons. Maar moenie ophou om mense te nooi na die perseel toe nie, en as al mense is
wat 'n funksie beplan, asseblief, stuur hulle na ons toe, ons sal hulle graag help. Ek dink wat wonderlik is van ons perseel, is dit is regtig 'n bekostigbare plek. Jy weet, ons is in 'n mark waar ons regtig bekostigbaar is. So as jy 'n funksie wil hou, en jy wil nie over the top gaan, en by een van daai venues hier onder die berg, jou funksie gaan hou nie. Ons is baie goedkoper, stuur die mense na ons toe. So ons gemeente is besig om te groei, en ons volgende fase vra dat ons meer moet belê. So as jy op 'n plek is waar jy nie gee nie, wil ek jou aanmoedig, asseblief neem hande saam met ons en gee. En ek kan dit vanoggend met groot vrymoedigheid vra, want my finansiële welstand is nie afhanklik van die geld wat ek by die gemeente ontvang nie. Ek weet dit is partykeer moeilik vir die ander leraars, maar dit pla my nie. Ek vra regtig vir die gemeente, ek vra vir bediening, vat saam met ons hande, sodat ons die koninkryk van die Here kan sien kom hier in Rymsig. Ons is besig met 'n reeks aangrypende keuses. Reg deur die eeue het Christene aangrypende keuses gemaak. Keuses wat teen die kultuur was. Keuses wat nie altyd lekker sin maak nie. Keuses wat mense gekritiseer het. En daar's baie geloofshelde wat hierdie keuses gemaak het. En partykeer kruip hierdie geloofshelde weg op plekke wat jy nie kan glo nie. So ek weet nie wie van julle was al by die Louvre Museum nie, in Parys. Was van julle al daar? Wie van julle was al in Parys in die Louvre Museum? Jy kan maar die volgende een opsit, dankie Henk. Julle sal sien, daar's 'n foto van die Louvre in Parys. Ek was bevoorreg, ek was nou al 2 keer daar, en dit is 'n ongelooflike museum. Jy kan net nie alles daar binne sien nie. Daar is te veel goed. En die groot kunswerke is die een daar onder die foto van die Louvre. Hy is een van die mees gewildstes. Hulle noem dit The Winged Victory of Samothrace. En die gevleelde oorwinning. Nee, dis hierdie beeld van hierdie engel met hierdie vlerke. En hulle het nooit die kop van die beeld gekry nie, maar hulle het net hierdie beeld gekry met die vlerke. En hy is gedateer, ek weet nie vir presies hoeveel jaar voor Christus nie, maar 'n verskriklike indrukwekkende beeld. Ek sal nooit vergeet nie, ons het so by die trappe afgestap, en as jy so opkyk, dan staan die beeld daar voor jou. En dan die ander 3 groot populêre kunswerke in die Louvre is die Mona Lisa, né? En as jy daar kom, jy kan about nie die ding sien nie, so klein is hy. So dis 'n magtige teleurstelling. Okay, moenie jou hoop opkry as jy die Mona Lisa wil gaan kyk nie. Dis 'n teleurstelling. Okay, it's not worth the money. Print vir jou een op jou printer uit. Hy's groter as die werklike een wat hang in die Louvre, ek beloof jou. Dan daar in die middel is 'n beeld, hulle noem hom the Venus de Milo, en wat hom ook uniek maak is, jy weet, dis 'n beeld wat omtrent 2 eeue voor Christus wat's marble in Afrikaans? Marmer uitgekap is, en dis ook 'n verskriklike indrukwekkende beeld om te sien. En dan, een van die groot kunswerke is Liberty Leading Victory, en dis 'n vrou wat met die Franse vlag al voor 'n klomp manne uithardloop, en dis ook 'n baie indrukwekkende kunswerk. So, min mense weet dat daar eintlik ander ongelooflike skatte in die Louvre is. En my gunsteling kunswerk in die Louvre is 'n eenvoudige Christelike kunswerk op 'n stukkie hout. Hy hang in my huis ook, ek het 'n kopie van hom. En jy kan hom opsit vir my daar, en sy naam is Jesus and Friend. Jesus and Friend. Nou, dit lyk nie na veel nie, nee. Maar hierdie stukkie hout en hierdie kunswerk is geverf in 6 na Christus. Ekskuus, 600 jaar na Christus. So, hierdie stukkie hout is 1400 jaar oud met hierdie kunswerk op. En wie by Jesus staan, sy vriend, was 'n superieur van 'n klomp monnike, en sy naam was Abba Menas. Abba Menas. En Abba Menas het geleef van 285 tot 309 na Christus.
Hy was net 29 toe hy oorlede is. En wat die Egiptiese Koptiese kerk, want hierdie stukkie hout kom van Egipte af, en hy's nou in Parys, wat die Egiptiese Koptiese kerk ons leer, is dat nog niemand het so naby aan Jesus gelewe, soos Abba Menas nie. Hulle sê hy was verskriklik naby aan Jesus. Nou, hy het baie goed gedoen in die Romeinse weermag, en hy het die rang geklim, en toe hy bo uitkom, toe sy hy nie baie vervuld nie. En hy besluit toe om uit die weermag uit te gaan, en hy besluit om sy lewe toe te wy aan Jesus. Verskriklik naby aan hom geleef. Daar was 'n dieper soeke in Abba Menas se lewe. Hy het die gawe van genesing gehad. Mense het van ver af gekom na hom toe, melaatse mense, siek mense, as hy hulle aangeraak het, het hulle gesond geword. Christendom het verskriklik begin groei as gevolg van Abba Menas. En toe maak die Romeinse keiser hom dood in 309 na Christus. En omdat hulle nie wou hê nie, en kyk, daar's baie stories oor Abba Menas, maar hierdie is een van my gunsteling. Ek weet nie altyd hoe waar hulle is nie, ek lees oor hierdie goed, maar een van my gunsteling stories is hulle het sy lijk opgekap in stukke. Want hulle wou nie gehad het dat die Christene hom moes begrawe, dat hulle 'n plek het waar hulle kon gaan bid by sy graf nie. En hulle het sy lijk in die woestyn gaan weggooi, die Romeinse soldate. En toe eendag, nie almal het geweet hy is oorlede nie, toe kom daar 'n man na die klooster toe vir genesing by Abba Menas. En iewers in die woestyn op pad na die klooster toe loop hy en toe word hy skielik gesond. En toe vir hulle hom vra, waar het jy gesond geword, en hulle gaan soontoe en hulle begin grou, toe kry hulle Abba Menas se lijk daarso in die sand. Is dit nie interessant nie? Nou, ek wil vir julle 'n nuwer weergawe van hierdie wys, want ek bedoel, daar's nou baie dupliserings van hierdie ikoon. Jy kan maar die volgende een opsit, dankie. So wat jy hierso sien is, aan die linkerkant, aan die regterkant is Jesus, en die inskrywing langsom wat sê, hy is die Messias, hy is die verlosser, en aan die ander kant sien jy nou vir Abba Menas, en daar sal staan, Superior Abba Menas, is die inskrywing langsom. Ons sien Jesus se arm is om Abba Menas, want in Johannes 15 sê Jesus, hy noem ons nou sy vriende, en dis hoekom die kunswerk se naam is Jesus and Friend. So sien dat Jesus hou die evangelies in sy linkerhand, want hy is die woord, die ewige woord van God. Dis interessant, baie mense het gedink, Abba Menas is skeel, maar sy een oog kyk na Jesus toe, en sy ander oog kyk na die wêreld toe. En dis hoe ons moet leef, altyd een oog op Jesus, wat verwag hy van ons? En ons sien ook dat in Abba Menas se hande het hy 'n stukkie papier of 'n skrol, en daarop is die goeie nuus van Jesus Christus wat hy in die wêreld moet inneem. Nou ek weet nie of jy 'n verskil kan sien tussen hierdie ene nie, en Henk, gaan gou vir my terug na die vorige ene toe. Kan julle 'n verskil sien tussen hierdie twee? Gaan weer terug na die nuwe een toe, Henk? Gaan weer terug na die ou een toe. Wat sien julle? Kan julle sien dat Jesus het nie voete nie in hierdie ene? Wys vir ons die nuwe ene, Henk. So dis hoe jy weet dis 'n fake, is Jesus het in die original een nie voete gehad nie. En hulle sê die rede hoekom Jesus se voete nie geteken is nie, want ek en jy, as ons die wapenrusting aantrek, dan trek ons die sandale aan, om te stap en om die evangelie te gaan verkondig van Jesus Christus. Ons is sy voete. 'n Volgende persoon van wie ek wil praat, is Dietrich Bonhoeffer. Nou baie van julle ken hom goed, baie van julle het al gelees van hom. Dietrich Bonhoeffer, tydens die Tweede Wêreldoorlog, het hy na Duitsland gekyk, en hy het gekyk wat gebeur onder die Derde Ryk van Hitler, en hy het besef dat die Duitsers smag na iets meer. Dis hoekom hulle so val vir die propaganda van Hitler. Hy het agtergekom, daar's iets in die mens, 'n siel wat honger. En daarom het hy 'n alternatiewe kweekskool begin by Finkelwalde.
En hy het sy vriende genooi en hy het leraars genooi en hulle het vir Dietrich Bonhoeffer gesê, jy's mal, wat dink jy doen jy? Jy kan nie in opstand kom teen Hitler nie. En hy het vir hulle gesê, wat ook al ons hier doen, moet sterker wees as wat hulle doen met die mense van Duitsland. Wat ook al ons doen, moet sterker wees. En ons weet dat Dietrich Bonhoeffer opgeëindig het in 'n konsentrasiekamp. Sy laaste woorde, voor hulle hom vermoor het, sê hy vir sy vriende, "Soon you will hear of my death. For us, this is the end, but for me, it is just the beginning." Volgende twee mense van wie ek wil praat is Moeder Teresa. Wonderlike vrou. Haar orde, Sisters of Mercy, het vertrippel sedert sy dood is. Haar bediening hou net aan groei. En sy het op 'n trein gery en die trein het deur Calcutta gery en sy het afgeklim. Sy was 'n onderwyser, sy was op vakansie. Sy het op vakansie gegaan, sy het afgeklim en haar lewe het vir altyd verander. Sy het hierdie malaatse mense gesien en sy het gesê, hierdie mense kan ons nie weggooi nie. Hulle het siele, hulle is kinders van God. En daar begin sy omsien na hierdie mense en sy begin evangeliseer. En sy was altyd op soek na meer. Ek weet nie wie van julle ken vir Corrie ten Boom nie, maar 'n wonderlike vrou, ook tydens die Tweede Wêreldoorlog. By the way, albei hierdie vrouens hang in my huis. Ons het skilderye van hulle. Sy het Jode weggesteek, ook in die konsentrasiekamp opgeëindig, verkrag. En eendag toe sy praat in 'n kerk, toe kom 'n Duitser na haar toe, een van haar verkragters. En sy vergewe hom. Deur die eeue, en daar's baie stories om te vertel, het Christene altyd keuses gemaak wat teen die kultuur was. Daar was altyd 'n dieper soeke in hierdie wêreld. Kyk na hierdie woorde. Eerstens van Augustinus. You have made us for yourself, Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Is dit nie so nie? Ons is die heeltyd op soek, maar tog kom ons agter. Ons soek na meer. Kyk wat sê Karl Rahner, ook 'n groot Duitse teoloog. Hy sê, in the torment of the insufficiency of everything attainable, we ultimately learn that here in this life there is no finished symphony. Nou, hy sê dis 'n pynigingsproses dat alles in hierdie lewe is onvoldoende. En daarom bly ons lewens onvoltooid. Dan die groot sielkundige James Hillman, hy sê, neither religion nor psychology really honors the human soul. Religion is forever trying to save the soul, and psychology is always trying to fix the soul. The soul needs neither to be saved nor fixed. It is already eternal. It just needs to be listened to. Jou en my siel is honger. Of jy en ek dit nou wil hê, ons kan dit nie stop nie. En die enigste wese wat werklik kan luister na jou siel, is die drie-enige God. 'n liefdevolle Vader, 'n genadige vriend Jesus en die kragtige vertrooster, die Heilige Gees. En daarom deur die eeue kies Christene geestelike honger, bo enige iets anders. Ons kies nie om apaties te wees soos die res van die wêreld en net saam hierdie stroom te vloei van liberale westerse demokrasie nie. Nee, ons kies ons geestelike honger. Ons kan nie apaties bly nie. Kyk wat sê Jesus in Johannes 4, en hierdie is 'n wonderlike stuk in die Bybel. Jesus ontmoet met die Samaritaanse vrou
Sy kom tot bekering, die hele dorp kom tot bekering, en nou kom die disippels daaraan, hulle het gaan kos soek in die stad. Nou sê hulle vir die teksgedeelte daar in vers 31, intussen het sy disippels by hom aangedring, Rabbi, eet tog 'n stukkie, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, sou iemand dalk vir ons iets te ete gebring het? Maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Daar's 'n geestelike honger in Jesus. As Jesus versoek word in die woestyn, dan haal hy Deuteronomium 8 vers 3 aan en dit sê die volgende, hy het jou laat swaar kry, laat honger ly en toe met manna gevoed, iets waarmee nog jy, nog jou voorvaders bekend was. Hy het dit gedoen om jou te leer, dat 'n mens nie net van brood leef nie, maar dat hy leef van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek het 'n vriend, hy's 'n elektriese ingenieur. Sy naam is Rabba Gollo. Hy het groot geword in die Vrystaat. En Rabba het verskriklik swaar gekry. Hy het 4 maaltye 'n week geëet, tussen die ouderdom van 10 en 12. Moes elke dag skool toe stap. En hy sê in die oggende as hulle honger was en hulle het skool toe gegaan, dan het sy ma saam met hulle gebid. Here, ons is honger, maar ons weet dat ons nie van brood alleen leef nie, maar ons lewe van elke woord wat uit U mond kom. Selfs in daai omstandighede, 'n geestelike honger. Kyk wat sê Jesus in die bergpredikasie, in Matteus 5 vers 6, ek het 3 weergawes daar. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Voel jy word nooit versadig nie? Voel jy onversadig in hierdie lewe? Jesus sê, gelukkig is die wat honger en dors na wat reg voor God is, want hulle sal hulle hartsverlange bevredig, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Die message, you blessed when you've worked up a good appetite for God. His food and drink in the best meal you'll ever eat. As jy begin Bybelstudie doen, dan sien jy die hele Bybel is vol van hierdie teksgedeeltes wat praat van geestelike honger. Kyk na Johannes 6, die volgende een. Jesus sê, I am the bread of life. The person who aligns with me hungers no more and thirsts no more ever. Dit is interessant, Dawid sê in Psalm 34 vers 9, smaak en sien dat die Here goed is. Proe dit. Kom proe. Dit wat jy nog jou hele lewe lank soek, kom proe dit by Jesus. Jakobus 4 vers 7. Skryf Jakobus, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. En dan skryf Paulus in Filippense 3 vers 19 van mense wat nie hierdie geestelike honger het nie. Kyk wat sê hy, sê hulle einde is die verderf. Wat is hulle God? Die maag is hulle God. Dis al honger wat hulle het. Hulle eer is geleë in die skande. Hulle wat aardse dinge bedink. En dan sê hy, ons burgerskap is egter in die hemel, vanwaar ons verlosser, die Here Jesus Christus verwag. Waar lê jou honger? Sien, in die week praat ek met iemand en hy vra vir my die volgende vraag, maar wat gebeur as ek nie my geestelike honger bevredig nie? Wat gebeur met jou? Jy ontwikkel 'n honger vir die verkeerde goed. Dis so eenvoudig soos dit. Ek het in hierdie week vir daai persoon gesê, wat is die goed waarna jy die meeste smag?
As dit nie God is nie, wat is dit? As jy nie laasweek hier was nie, en jy het Jan se preek nie geluister nie, moet jy gaan luister, want Jan het gepraat oor, ons kies om God te bewonder, en nie afgode nie. Ons lewe vir God. Ons lewe vir 'n gehoor van een. Ek het 'n paar weke terug met 'n man gesit, in die korporatiewe wêreld, baie suksesvol, maar hy is op sy einde. Totaal en al uitgebrand, moeg. Hy sê, Herman, ek het dit alles. Alles wat ek wou gehad het, het ek. Maar ek voel die lewe maak nie sin nie. Hy het sy geestelike honger probeer bevredig met 'n klomp ander goed. En ek het vir hom 'n boek gegee om te gaan lees en vir hom gesê, ek en hy gaan gesels oor hierdie boek. Sit jy vanoggend hier en jy kom agter, maar ek probeer my geestelike honger stil met 'n klomp ander goed. Kom ek gee vir jou 'n paar praktiese wenke. Hoe groei ek en bevredig ek dan hierdie geestelike honger in my? Eerstens, reflekteer oor 'n tyd waar jy God ervaar het. Kan jy 'n tyd onthou wat jy naby aan die Here was? Wat dit vir jou gevoel het elke dag asof hy tasbaar teenwoordig is in jou lewe? Kan jy onthou hoe dit gevoel het toe Jesus saam met jou gewandel het? Ek sal nooit vergeet nie, ek het deur so geestelike droogte in my lewe gegaan en ek het met iemand gaan praat en dis die eerste ding wat ek moes doen. Hy het vir my gesê, Herman, gaan reflekteer oor die tye wat jy naby aan God was. En ek het teruggekom en ek het met hom gepraat oor daai tye en ons het ontdek dat in daai tye het ek goed gedoen wat ek nie meer doen nie. Want ek het begin dink ek het dit nie nodig nie. Ek en jy moet nader tot God en hy nader tot ons. Die tweede ding waaroor jy moet dink is, wat blus jou geestelike honger? Wat is daar wat in die pad staan van jou geestelike honger? Wat verhoed dat jy nie eers agterkom jy's geestelik honger nie? Jy moet vas van dit. Jy moet ontslaa raak van dit. Ons is nou in die lenttydperk in die Christelike kalender. Ek het so gelag vir my dogtertjie, ons het as Woensdag gevier by ons huis, en sy het gesê sy wil vas vir die dag. Nou sy's 11 jaar oud, en sy het geen kosblik skool toe gevat nie. Sy het die heel dag gevas, sy het die aand by die huis gekom, en sy het 3 keer meer geëet as gewoonlik. Maar daar was by haar 'n diep dankbaarheid. En iets het by haar wakker geword, vir God, 11 jaar oud. Ek het my vrou teruggestaan en gedink, wat gaan gebeur, as hierdie kind vir 'n dag nie eet nie? Vir baie van ons, is dit minder tyd agter skerms, sit jou TV af vir 'n week. Dis hoe ons geestelike honger blus, is met 'n klomp ander goed. En die duiwel is 'n meester met dit, om jou besig te hou. Carl Jung, die groot sielkundige, het gesê, Harry is not from the devil, Harry is the devil. Dan doen meer as jou 5 tot 10 minute per dag. Van julle staan op, doen daai 5 tot 10 minute, en dan hardloop jy in jou dag in. Kom jy vanaand terug, doen jou 5 tot 10 minute, en dan gaan slaap jy. Ek wil jou uitdaag, begin meer as dit doen. Die gemiddelde Suid-Afrikaner, wat lyk soos ek en jy, spandeer 35 ure per week. So. 35 uur per week. Kyk jy na hierdie skerm. Wat dink jy disipel jou? Wat dink jy disipel jou? Dink jy jou 5 tot 10 minute staan 'n kans teen 35 uur agter jou skerm? Ek werk saam met mense in die korporatiewe wêreld wie se fone afgaan elke 2 ure. Dan stap hulle in 'n vergaderingslokaal in en hulle bid.
Dan kom hulle uit na 10 minute en dan gaan hulle aan. Doen meer as jou 5 tot 10 minute per dag. En laastens, leef verby jouself. Leef verby jouself. Hierdie lewe gaan nie oor jou nie. Jy verloor jou geestelike honger as dit net oor jou gaan. Een van die grootste redes hoekom die dooie see dood is hy het nie 'n uitloop nie. Hy vat net in. En daarom is die soutinhoud heeltemal te hoog. Dis een van die groot redes hoekom die dooie see dood is. Hy neem net in. As jy jou geestelike honger wil ontdek, moet jy vir ander begin leef. Jy moet begin opoffer vir ander. Jy moet begin gee vir ander. Paulus sê in Filippense 2, en ek bedoel, Nuwe Testamentiese teoloë sal vir jou sê, dis die belangrikste 11 verse wat Paulus geskryf het, Filippense 2 vers 1 tot 11. Jesus ontledig homself 2 keer, die Griekse woordjie kenosis, is om uit te gooi. Hy gooi homself uit as God om mens te word. Hy gooi homself uit as mens om slaaf te word aan die kruis vir my en jou. Dit is geestelike honger. Geestelike honger vra, waar kan ek nog opoffer? Waar kan ek meer gee? Geestelike honger laat jou gee totdat dit seer maak en dan gee jy nog. Daar's mense hier wat hier sit vanoggend, julle doen dit. Hou aan om dit te doen. Mag ons 'n voorbeeld word van 'n gemeente wat gee totdat dit seer maak en dan gee ons nog. Is jy bewus van mense om jou met pyn en seer? Reik uit na hulle toe. Is jy bewus van mense wat behoeftes het? Help hulle. Ek weet dit voel oorweldigend. Ons praat vandag van compassion fatigue. Ek kan nie met alles compassion hê nie, dis oorweldigend. Ek weet, maar dis die pyn waarmee ek en jy nou moet leef, want ons lewe nie vir hierdie wêreld nie. En dis die groot uitdaging. Christene deur die eeue maak hierdie aangrypende keuses as gevolg van Paasfees. Ons is op pad Paasfees toe. Maak jy nog aangrypende keuses as gevolg van dit wat Jesus aan die kruis vir my en jou gedoen het? Of vloei jy maar net saam met daardie stroom in hierdie wêreld? En jy wag rustig vir jou dood om te kom? Of lewe jy doelbewus, doelgerig met geestelike honger? Dis my groot gebed. Is dat ons nie net 'n mooi perseel sal hê nie, dat ons nie mooi preke sal preek nie, maar dat ons 'n gemeente sal wees wat 'n impak het, wat 'n verskil maak. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U voorgeloop het, Jesus, met geestelike honger. Here, dat U self opgeoffer het vir ons. Here, dankie vir die voorbeeld dat U die een is wat voete was. Here, help ons om U te volg in dit. Om te verstaan wat dit beteken dat ons burgerskap in die hemel is. Here, ek dink ons almal sit met hierdie honger in ons lewens. Help ons om by U te kom sit met daardie honger. En Heilige Gees, wil U ons opnuut ontmoet. Wil U daardie vuur wat nog altyd daar is, net aanhits en sterker laat blaas in ons. Ons vra vir U teenwoordigheid en krag, Here, in alles wat ons hier doen. Ek vra vir U teenwoordigheid en krag in elke persoon se lewe hier vanoggend. Maak ons vol, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. As dit jou eerste keer hier is, jammer vir al die praat oor die geld, maar jy is welkom om hier voor met my verder te kom praat. Ek sal nie met jou geld praat nie. As dit jou eerste keer hier is, ek wil jou net graag ontmoet. En dan asseblief, vriende, onthou, as jy by die stopstraat kom, draai links,
As van julle Ford-eienaars wat dink julle kan oorkom, julle kan nie. Okay, so asseblief 4 tot 6 minute, draai vals links, gaan draai om by die sirkel in die casino, die verkeer kom baie vinniger uit en dit is baie veiliger, so asseblief werk saam met ons waardeer dit. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun Jesus Christus en die teenwoordigheid en die krag van die Heilige Gees is saam met elkeen van julle. Amen.